Ek wil u vanmôre bedien, is in hierdie gees, in hierdie tydperk, in hierdie seisoen, wat ons fokus op die teenwoordigheid van die Here. En ons ervaar op 'n besonder, daar is besig om 'n opbouplaas te vind, en ek wil u aanmoedig, dit wat Pastoor Lorenz elke keer plaas op die Shalom Info groep, die wat nog nie op die Shalom Info groep is nie, maak seker, jy kom daar op. Daar is elke dag 'n tema en 'n stukkie wat handel oor die teenwoordigheid van die Here. En ek wil u aanmoedig, lees dit deur, beoefen dit, daar's goeie wenke daarin. En daar's niks anders wat kan verander as die teenwoordigheid van die Here nie. Nou vanmôre wil ek met u bedien oor, wat is die vrug van sy teenwoordigheid? Ons kan baie keer, ons doen die goed, ons doen die regte dinge, maar daar's 'n dimensie, wat 'n barometer wees, wat vir my wys, maar wat is die teenwoordigheid van die Here? En ek gaan vir u vanmôre in 'n baie eenvoudige stappe gaan ek vir jou verduidelik. Daar's 3 elemente. Gaan ek aan die hand van 3 elemente verduidelik wat dit behels om die vrug van sy teenwoordigheid te demonstreer. Dit gaan dalk jou so bietjie challenge, vir my en vir jou so bietjie uitdaag, ons moet Afrikaans praat. Dit gaan vir my en jou dalk so bietjie 'n uitdaging wees, iets om aan te gaan werk. Maar dit is nodig dat ons dit moet hoor. It's good to realize the presence of God, but what is the evidence of the Spirit of God? What is the evidence of His presence in my life? En as ek dalk nou 'n paar, as ek nou kan die gehoor nou kan oopgooi en sê, maar genoem vir my 'n paar voorbeelde, wat is die evidence? Wat sal die evidence wees? Wat sal die bewys wees van God se teenwoordigheid in my lewe? Ja, ek praat in tale, ek doen al hierdie dinge, en dis reg, dis alles mooi. Laat ek met u deel vanmôre wat die Here net op 'n unieke wyse vir my oopgebreek het, wat behels 'n bewys van sy teenwoordigheid. En ek gaan nie net met u 3 elemente kortliks bespreek. En ek weet vanmôre, terwyl ek dit met u deel, gaan ek die bietjie wat ek deel, terwyl ek met u praat, gaan dan net al hoe meer en meer gaan in jou hart gedeponeer word. Terwyl ek vir jou iets noem, en daarom is dit so belangrik dat ons vanmôre, weet jy wat die woord van die Here sê, my volk gaan ten gronde wees 'n gebrek aan kennis. En vanmôre gaan die Here enige gebrek aan kennis wat daar mag wees, gaan daai gebrek aan kennis uit die weg geruim word. Deur dit wat ek met u gaan deel, deur die unksie van die Heilige Gees, gaan kennis wat ons tekort gehad het, gaan aangevul word. Dis wat ek sê, elke element wat ek met u gaan bespreek, terwyl ek dit vir u sê, dan gaan die Heilige Gees vir jou die nog meer uitlei as wat ek vir u kan sê. Ek kan net soveel met u deel. Is u reg in die Gees om dit te doen? Laat toe dat die Heilige Gees vanmôre die beste prediker sal wees. As ek iets sê, dan gaan die Heilige Gees meer vir jou sê. So maak hy nota papier op jou hartskamer, maak dit oop, dat die Heilige Gees kan neerskryf. Dis almal gemaklik, is die temperatuur reg, moet ons dit warmer stel? Is almal reg, is die temperatuur warm genoeg, koud genoeg? Amen, nou gaan ons gereed wees vir die woord van die Here. 3 elemente aan die hand waarvan ek gaan verduidelik, die teenwoordigheid van God as bewys. Eerstens, die Vader se aksie om dit moontlik te maak, dat jy die teenwoordigheid van God kan demonstreer. What is the Father doing? What is the heart of the Father? What does the Father want from you so that you can demonstrate? He will show it to you. The second one will be die resultaat van die Vader se aksie. Daar gaan 'n aksie wees van die Vader, dan gaan ek met u bespreek, wat is die resultaat van die Vader se aksie, wat hy uitgevoer het, en derdens, wat die Vader deur sy Seun bewerkstellig het, sodat vir ons moontlik is om die vrug te produseer. Jy sien, die Here sê nie net, hy wil die vrug demonstreer nie, hy gaan vanmôre vir my en jou help, hoe om daarby uit te kom. Dien ons nie 'n goeie God nie. Hy verwag nie net van ons om goed te doen nie, hy gee vir ons die proses, hy gee vir ons die wyse om daar uit te kom. Hy stuur sy Gees, sodat ons daarby kan uitkom. En ek gaan dit vanmôre deur die unksie van die Heilige Gees, gaan ek met u dit deel. Nou moet ek net die regte knoppie druk. Jesegiel, die eerste punt, God se begeerte, waarmee God jou begeer, waarmee God jou wil aandui, hy begeer. Hoekom begeer hy dat sy teenwoordigheid sal demonstreer? Kyk nou baie mooi na die skrifgedeelte. I will pour out, Jesegiel 39 vers 29. I will pour out my spirit on the people of Israel. Die Here het my een oggend net gecapture met hierdie skrif.
I will pour out my spirit on the people of Israel. Hierdie is 'n nota wat jy gou in jou kop moet maak. I will pour out my spirit. That will give the goue draad. Wat is in Engels? The golden thread. It will give the golden thread of this service this morning. My spirit of my divine presence will never again leave them. Wanneer God sy gees uitstort, wanneer jy toelaat dat sy gees oor jou uitgestort word en geactiveer is, His divine presence will never again leave them. En dis die woord wat die Here vanmôre vir jou wil bring. My divine presence will never leave you. If you grasp this morning that He wants to pour out His Spirit. Kyk wat sê die volgende gedeelte in die Amplified, die Passion het dit gesê. Kyk wat sê die Amplified. I will not hide my face from them any longer. En die Here kom vanmôre en hy wil vir jou en vir my sê, ek wil my aangesig oor jou oopmaak, ek wil my aangesig oor jou laat skyn, sodat my teenwoordigheid oor jou sigbaar kan wees. Because I will pour out my spirit on the house of Israel. Een of twee opmerkings rondom hierdie skrif. Aangesig impliseer verhouding en teenwoordigheid. Kom aan, jy moet nou by wees, as dit te warm raak, dan moet ons hierdie aircons warm kouer maak, maar jy mag nie die woord vanmôre mis nie. Mag die gees van die Here net by jou 'n koelte oorbring om dit te hoor. Sy aangesig impliseer verhouding en teenwoordigheid, nie die hand nie. Hand, kom aan mense, kom ons luister mooi wat hy sê, partymal gaan dit net oor die hand. What can I get? What can He give me? But this morning God says, seek my face, have a hunger for my face. Uit die aangesig sal die hand wel voorsien word. Sy aangesig sal reflekteer in my lewe. Hy wil sy aangesig na jou draai, sodat sy aangesig sal reflekteer in jou en my lewe. Hoekom stort hy sy gees uit? En jy moet hierdie kombinasie moet jy baie mooi verstaan. I will pour out my spirit so that your presence will never leave you. So hy sê, I want you to be in a relationship with you. I want to be in intimacy with you. And how am I going to help you? I will pour out my spirit so that my spirit can help you to demonstrate my presence in your life. Het jy gehoor wat ek sê? Hy sê, I will turn my face to you. I want you to have my presence, but I know you can't do it on your own. I know you don't have the capacity to do that. That's why I will pour out my spirit so that I can help you, so that you can demonstrate my presence. Jy gaan nou sien waar jy in die boodskap gaan. Vrug is die barometer van sy teenwoordigheid. Ons gaan nou by die vrug kom. Jy moet vasbyt, ek hou jou net so 'n bietjie nog in suspense, sodat jy moet wakker bly en sê, maar what's next? Die vrug is die barometer van sy teenwoordigheid. Maar Fransjo, hoe? Wag net, ons gaan nou daarby uitkom. Baie belangrik, die vrug van die gees. Kom ons vat jy na die volgende een. Ek wil net graag hierdie gedeelte gou ingooi. I am the presence of God. As gevolg van die gees wat uitgestort word. Hierdie is so belangrik. Hou hierdie in gedagte. Ons gaan nou weer terugkom na hom toe. I am not waiting for the presence of God. I am His presence. En dit klink nou 'n bietjie lekker konfronterend, maar die woord moet ons partymal so 'n bietjie konfronteer. Ek wag vir die teenwoordigheid van die Here. Ek wag. Maar daar gebeur niks nie. Waar is die teenwoordigheid van die Here? Want wat die Here vanmôre deur sy woord sal gee, en die woord gaan hom nou self substantiate. I am not waiting for the presence. I am the presence of God. En ek weet dalk voel dalk so 'n bietjie ongemaklik wat ek nou sê, maar julle gaan nou verstaan hoekom ons dit sê. I am not waiting for the presence. I am the presence. Sê gou vir jouself, ek is die teenwoordigheid van die Here. En dalk voel jy nou nie oortuig nie, want ek sien daar's net twee ouens wat nou so vir hulle self sê. Maar sê vir jouself, I am the presence of God. Okay, julle gaan dit nou met meer oorgawe doen. As julle gaan hoor wat die woord vir julle oopbreek. I am the presence of God. Dan die volgende. Die resultaat van God die Vader se aksie. Hy sê, hy stort sy gees oor jou uit. Kom ons hoop nou net, hy haak nie vas nie. Die resultaat van die gees wat oor jou uitgestort word. Jy moet nie hierdie lyn vergeet nie, asseblief. Ons gaan vandag dalk bietjie uit 'n ander oogpunt kyk na Galasiërs 5 vers 22. So hier en daar gaan ek dalk bietjie vir 'n skok inbring. Ek gaan nie baie lank bedien nie, ek wil hierdie feite vir u bring en dat die gees van die Here met u werk.
Ons gaan dalk bietjie uit 'n ander oogpunt kyk na Galasiërs 5 vers 22. Ons gaan bietjie anders besin oor Galasiërs 5 vers 22. Ek het baie mense al gehoor praat oor die vrug van die Gees, maar vandag gaan die Gees van die Here kom en hy gaan net vir ons so 'n bietjie in lyn bring met wat hy werklik deur sy woord bedoel. But the fruit, wat staan daar, fruit of is daar 'n meervoud? But the fruit of the Spirit, the result, mense, hier's 'n kernwoord. Val gou van julle stoele af en dit wat julle nou lees en klim vinnig weer op. But the fruit of the Spirit, the result of His presence within us. Dis hoekom ek vir julle sê, hier is nie Franse 3 vers 28 nie. Dis die woord van God wat vanmôre vir jou sê, en die amplified it very beautifully. The result of His presence within us. Want dit substantieer die tema van vanoggend, die vrug van sy teenwoordigheid. En hier is die vrug van sy teenwoordigheid. En nou, julle gaan nie nou mekaar begin stamp, en sê, nee, wag, dit gebeur mos, maar kyk nou. The fruit of the Spirit, the result of His presence within us. Sê dit gou saam met my. The result of His presence within us. Right. It's love, né? En ek kan nie bedien oor, as ek later kans het, kan ek vir julle hele lering gee oor die fruit of the Spirit. Ek het 'n 30 bladsye lering oor dit. Maar, is love unselfish concern for others. Nou dadelijk voel jy al, is dit nou 'n kramp hier, of wat is dit nou, wat se pyn kry ek nou hierso? Joy, inner joy, kom aan kinders van die Here, kom ons raak ontslaaf van hierdie 6 uur gesigte. Joy of the Lord is my strength. Die blydskap van die Here is my beskutting. Dit is joy, dit is hy inner things. Dis die goed wat hier binne is. Dis nie omdat die flou vulle uiteindelik bietjie 'n paar wedstryde wen nie. Jy's maar net so bietjie bly en opgewonde en so gaan so aan. Dis nie as jy vanmôre 'n Lions supporter is met daai gesig so hang nie. Dis nie wat vir jou joy gee nie. Joy come from inside. Joy come from inside. It's like honey flowing out of the rock. Dis that inner joy. Peace. Nou kyk gou vir patience. Not the ability to wait, but how we act while waiting. Come on. Tracy, julle was julle. Ons het vanoggend daaroor gepraat, oor die huis wat julle oor bid, né? It's while we waiting. That's not the ability to wait. Patience is nie die ability nie, but it's a part of the fruit that you demonstrate while you are waiting. And daai patience is 'n moeilike ding. Hy is 'n moeilike ding in hierdie mikrogolf samelewing, wat hierdie mikrogolf oon samelewing. Here, ek bid nou, klaar, antwoord nou daar. Nee, kom aan. Kindness, goodness, faithfulness, dis nie daai, goodness nie. Hierdie is 'n ander goodness, hoor. Ja, ons ken mos hierdie, oh my goodness. Nee, ons verander hom na 6:15 gesig, 6:15, 9:15. Daai met die smile, né? Faithfulness, gentleness, daai laaste ene. Self-control, ons gaan mooi vanmôre gechallenge word deur die woord van die Here, maar dit is lekker. Against such things there is no law. Die vrug van die Gees. Kom ons kyk gou 'n bietjie weer daarna. Ek het gesê, die vrug is die barometer van sy teenwoordigheid, the result of His presence. Ons het 'n bietjie werk hierdie week om te doen, hoor. Jou oggendtye moet jy maar so halfuur bietjie vroeër maak en sê, Here, hier's 'n bietjie paar goedjies wat ek aan moet werk. Vrug van die Gees, luister baie mooi. Hier's belangrike goed wat ek vir u nou gaan noem en jy moet dit internaliseer en jou eie maak. Die vrug van die Gees is nie 'n tikboks nie. Nou is ek liefde, right, daar's nou nog 8 aan te werk. Ek het nou gejoy, ja, ek het hom afgemerk. Die vrug van die Gees is nie 'n tikboks van goeie dade en goeie handelinge wat uitgevoer moet word nie. Jy moet dit mooi hoor. Die vrug van die Gees is nie 'n tikboks van, nou het ek 'n goeie daad gedoen, nou het ek 'n goeie handelinge gedoen. Die vrug van die Gees gaan nie oor handelinge nie. Jy gaan nou beter verstaan. Maar dit is 'n demonstrasie en 'n bewys van die karakter van Christus in my. Ek sê dit weer. Die vrug van die Gees is nie 'n tikboks van goeie handelinge nie. Ja, vandag het ek dit en dit en smart gedoen nie. Nee, die vrug van die Gees is 'n demonstrasie en 'n bewys van die karakter van Christus in ons. En hoe goed is God nie vir ons? Ek gaan nou vir julle wys. En gaan God vir ons wys deur sy Gees, maar hoe adopt ek daai karakter? How do I adopt the character of Christ? Elke handeling wat jy moet doen,
Elke optrede, elke werksaamheid, alles wat jy doen, maak nie saak wat nie, moet gemeet word aan die hand van die vrug van die Gees. Hoor jy dit wat ek vir jy gesê het? Ek moet dit herhaal. Alles wat jy doen, alles wat jy dink, alles wat jy sê, alles wat jy beplan, alles van A tot Z, as jy dit doen, gaan na die vrug van die Gees, die 9 elemente van die vrug. Is dit met joy gedoen? Is dit met faithfulness gedoen? Is dit met goodness gedoen? Is dit met patience gedoen? En toe ek nou ry in die pad en iemand ry my voor my in, ek gaan nou nie name noem nie, maar julle weet, iemand ry voor my in, demonstreer ek nou die vrug van die Gees. Ei, nou, pastoor, los nou, moenie nou daai gebiede gaan nie, man. Ek lyk nie, ek hou daai gedeelte so bietjie uit. Ja, ek was nie gegroet vanoggend nie, hierdie ding het gebeur, dit met my vrou, en hierdie met my man, al daai goed. Alles kan ons doen. Ek sal vanmôre vir u sê, onthou dit net. Hier's 'n barometer, dit wat ek doen. Kom ek meet eers gou. Julle moet my like, maar dis die waarheid. Dis die waarheid. Dalk praat ek eers met Fransjo vanmôre. Dalk is hierdie preek net vir my, want julle lyk met ek sien net vlerke vanmôre in hierdie gehoor. Maar kom ons gaan 'n bietjie hier na die barometer toe. Dit wat ek nou gedoen het, daar was nie goodness nie, daar was nie patience nie, daar was nie self-control nie, daar was nie gentleness nie. So 'n bietjie iets om aan te werk hierdie week, né? Gaan stel vir jou barometer, gaan skryf jou iets, draam saam met jou. Dit wat jy nou gereageer het op jou kinders en jou kinders op jou, laat ek eens gou kyk, het ek reg opgetree? Dankie tog, ek het gedoen. Die barometer sê vir my ek is reg. Die vrug van die Gees is nie 'n lys van dade nie. Dis nie 'n lys van aksies nie, wat jy 'n medalje gaan voorkry nie. No, the Spirit, the Spirit of God, the fruit of the Spirit is only a barometer. That's what it's all about. Kom ons gaan kyk 'n bietjie na 'n paar gedagtes rondom die vrug van die Gees. So onthou asseblief hierdie kernreël, the result of His presence within us. Al vergeet jy alles vanmôre, en jy onthou net Galasiërs 5 vers 22 en hierdie een sinsnere wat sê, the fruit of the Spirit is the result of His presence. Kan julle sê? Nou kyk gou hierso. Net 'n paar opmerkings rondom die vrug van die Gees. Die vrug as geheel. Die vrug is 'n geheel. Jy moet hierdie prentjie onthou. Daar's nie 9 vrugte wat daar hang nie. Daar's een vrug. En hy word saamgestel uit hierdie 9 elemente of kenmerke of substansies. In die sielkunde gebruik ons die woord, dalk van julle ken die woord, die Gestalt principle. Wie ken die beginsel van die Gestalt principle? Ons het dit in sielkunde gedoen. Nou what does Gestalt imply means? It means the following. Ek gaan nie nou op die sielkunde in, ek kan 'n hele preek oor hier ook doen. But Gestalt means that the whole is different from the sum of its parts. Ek wil nou nie daarop 'n verduideliking gaan nie, maar die geheel is belangriker as die krag in die eenheid, in die klein eenhede, as the sum of the total. So die vrug, dit moet julle onthou, dis wat julle sien, dis die vrug van die Gees. Luister die volgende, fruit grows equally together, not in various parts. So 'n vrug wat groei, kom ons sê dis 'n peer. Die wat 'n peerboom of enige vrugteboom in julle huise het, in julle erf het, ja, nie in julle huis nie, dit gaan 'n bietjie moeilik wees. Maar dit wat in julle erf gaan wees, as daai peer begin groei, dan kom julle by die peerboom, daar groei die saadjies een pad, daar groei die stingeltjie, daar is die skille, daar groei die vlees apart. So, dis hoe 'n peer groei, né? Nee, 'n peer van die begin af, vanaf die blossom, van die blommetjie af, groei daai vruggie as 'n eenheid en hy word 'n volle peer. Jy verstaan die begrip wat ek vanmôre by u wil tuisbring, dat die vrug van die Gees, it grows equally together, not in various parts. En die vrug van die Gees impliseer dat iets in 'n gelowige gebeur en jy dra 'n ander tipe vrug as wat jy voorheen gedra het. Daai vorige vrug het 'n paar bytmerke van die wurms aan. Daar's happe uit en hy's verlep en hy dalk op die grond geval. Maar wanneer ons die vrug van die Gees het, dit wat hy gesê het, ek stort my Gees uit, wanneer ons daai vrug van die Gees het, dan dra jy 'n ander vrug as wat jy voorheen gedra het. Het iemand dit gehoor? Die vrug, wanneer jy jou toelaat dat die Gees van God in jou uitgestort word en oor jou uitgestort word, dra jy 'n ander vrug as voorheen. Ja, maar dit is logies. Ek sê nee, dit is nie altyd so logies nie,
Baie keer as ek na myself kyk en ek kyk na ander kindertjies van liewe Jesus, dan wonder ek, wat 'n vrug, jy nou besluit wat 'n vrug jy nou dra. Jy nou besluit wat 'n vrug is jy besig om te demonstreer. Jy dra 'n ander vrug as wat ek voorheen gedra het. Sê gou vir jouself, ek dra nou 'n ander vrug as wat ek voorheen gedra het. Sê dit vir jouself vanmôre. Wanneer is die vrug? Kyk na die volgende. Is hierdie vrug volledig? Jy kan nie. Daar ontbreek iets. Jy kan nie sê, okay, nee, ek gaan maar so lank bietjie net die peace en die goodness en die selfcontrol bietjie innig uithou. Ek sal nog daarby uitkom. Nee, dit werk nie so nie. Die vrug is 'n gestalt. Dis the whole is different from the sum totals. Jy sien, daai vrug is nie volledig nie. Daar's gaps wat daar inkom. Ag, en nou kan ons gaan sê die vyand kan gaps kry. So moenie dat daar 'n gap wees nie. Al die elemente van die vrug moet teenwoordig wees om te sê ek demonstreer. Maar pastoor, jy verstaan, ek is 'n moeilike ou jong. My oupa grootjie. Julle ken mos die boek wat ons gehad het. Ek is Bart Nel van toe af tot nou toe. Wie het Bart Nel gedoen in matriek? En ek sal sien hierdie jonger mense weet nie wie is Bart Nel nie. Gaan Google hom, sal julle weet. Hy het gesê ek is Bart Nel van toe af en tot nou toe. Man, my pa was so gewees en ek is 'n strydom, ek kom van Nederland af. Ek sal staan waarvoor ek staan. So wat? Love, peace, goodness, vergeet dit. Die ander elemente, shop, okay, dit sal ek doen. Dit werk toe nou nie so nie. Want ek dra nie meer dieselfde vrug as my oupa en my oupa grootjie nie. Ek dra 'n ander soortige vrug. Ek dra die vrug van die Heilige Gees wat getuig van al 9 elemente. Die vrug van die Gees is 'n samewerking tussen my en die Heilige Gees. Ek los nie golden nuggets by u. Die vrug van die Gees is 'n samewerking tussen my en die Heilige Gees. En hy help ons wat oor ons uitgestort word. Sonder die Gees gaan daar elemente ontbreek. Kan ek sien wie's vanmôre bereid ten volle in staat om love te demonstreer, joy, peace, partymal kan jy dit net nie reg kry nie. Jy die begeerte moet daar wees. Maar partymal as jy net Heilige Gees, kom help my. Vanmôre my vrou wil nie vir my koffie maak nie. Ek moet nou, ek weet nie wat demonstreer hier nie. Kom help my Heilige Gees. Dan sal ek myself my koffie gaan maak. Wat kan jy doen? Waiting, né? Wat sê ons van waiting, né? Patience. Gaan maar nog gaan maak jou eie koffie. En so love. Maar dan sê jy nog steeds lief, maak jy nie vir my koffie nie. Dan compromise jy. Ek gaan self my koffie maak want jy gaan in elk geval Engelse sout of broeklex aan my koffie gooi. Come on. Kom ons maak dit fun. Kom ons maak dit, let's make it joy to demonstrate the fruit of the Spirit in everything that we do. Kom aan mense, ons het nog nie vlerke nie, maar jy ken maar sê dan ek wonder altyd hoekom word 'n deur toegeslaan. Word goed op die kas neergesit. Dis daai arme koppie het niks aan my uit te wy nie. Die tafelblad het niks aan my uit te wy nie. Net julle hondeskop nie, hoor. Die Here sien julle. Come on, ons praat real life. We're talking about real time, real life experiences, people. Dis hoekom ek sê, ons het 'n begeerte om dit te demonstreer, maar sonder die Heilige Gees. Ek kan nie uit my eie die vrug van die Gees in my lewe produseer nie. Dit is slegs die werking van die Heilige Gees. Sien nou die getrouheid van die Vader, die eerste stap. Die Vader sê, ek draai my aangesig na julle toe. Ek wil hê julle moet my teenwoordigheid demonstreer. Ek stort my Gees oor julle uit, sodat julle my Gees kan manifesteer. Ons kom nou by die derde ene. Hoe maak die Here dit vir ons moontlik? Die inenting in die wynstok. Dis al hoe ons hierdie vrug kan dra, met die hulp van die Heilige Gees, maar ingeënt wees in die wynstok. Hierdie woord, hierdie skrifgedeelte is vir my so kosbaar. Luister baie mooi, jy gaan baie meer hierin lees. Gaan vanaand huis toe môre, gaan werk deur hierdie skrif. Every branch in me, en ek bid nou Heilige Gees dat niemand nou beroof sal word van die revelation en die bemoediging wat U nou gaan gee. Elke gedagte, Heilige Gees, nou gevange geneem tot gehoorsaamheid. Die intercessors asseblief. Ek ervaar die vyand wil mense, die intercessors asseblief. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away,
And every branch, ek gaan nou na hierdie terugkom, hierdie vers. Every branch, die tweede perikoop is my meer belangriker wat ek nou lees. And every branch that continue to bear fruit, he repeatedly prunes, so that I will bear more fruit, even richer and finer fruit. Wat iets om na uit te sien. As ek toelaat dat die Gees van die Here sy vrug in my demonstreer, is ek so opgewonde oor hierdie tweede perikoop in hierdie gedeelte. Kom Here, kom doen dit repeatedly. Hierdie vrug van my moet nog beter kwaliteit, hy moet uitswel en uitswel en uitswel. Die joy moet meer word, die patience moet meer word. Is dit nie wonderlik nie, maar remain in me, en dit is wat ek vir u sê, Vader stuur sy seun, Jesus, want hy het 'n begeerte om 'n verhouding met die kroon van sy skepping te hê. He sent his son Jesus because he want to restore relationship and intimacy with his people. And he sent his son so that the following can transpire in our life. Remain in me, kom Jesus en hy sê, ek weet my Gees wil oor julle uitgestort word, maar weet julle hoe gaan dit moontlik gemaak word? Remain in me and I will remain in you. Kan ons die Here net 'n dankoffer gee vanmôre dat hy hierdie geleentheid vir jou en my skep. Where he invite us this morning, come remain in me and I will remain in you. Just as no branch can bear fruit by itself without remaining in the vine, neither can you bear fruit producing evidence of your faith unless you remain in me. Kyk hoe goed is ons Vader. Hy sê vir ons, hy stel hierdie vereistes aan ons, maar ek gaan dit vir julle makliker maak, my kinders. Ek gaan my seun vir julle stuur. Julle het die geleentheid om in my ingeënt te word in my seun. Ag, julle ken die skrifgedeelte, ek is die landbouer, Jesus is die wynstok. Ek gaan nie nou daarop in nie. Maar hy gee vir ons die wynstok. Hy gee vir ons die druiwepreel. Ek maak dit vir julle moontlik met die hulp van die Heilige Gees. Unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. Oh, dis vanmôre iets om te besef. Dit moet iets, something must stir in your spirit when you read this. I am the vine, you are the branches. Weet julle waarom behoort julle? Julle behoort aan die volmaakte wynstok, die volmaakte druiwepreel, dis waarin julle ingeënt is. The one who remains in me and I in him, bear small fruit, little fruit, so hier en daar 'n ou verlepte ou druiwekorreltjie. Wat sê die woord van die Here vir my? It bears much fruit. For otherwise, apart from me, you can do nothing. Dankie Here, dat ons sonder U niks kan doen nie. Here, vergewe vanmôre ons arrogansie. Vergewe ons vanmôre ons spirit of compromise. Ek het die Here nie nodig nie. Baie jare terug sit ek by 'n troue wat ek gedoen het en die sit 'n ou hier langs my, skatryk en baie geld. En ons praat oor die goedheid van die Here. En daai woorde wat hy toe uit het, dit ruk my in my binneste. Hy sê vir my, ag julle Christelike ouens, ek het die Here nie nodig nie. Die Here kan niks vir my doen nie. Ek kyk my huis, kyk my adres, kyk my dit en dit. Ek het nooit weer met hom kontak gemaak nie. Maar ek het na die tyd gesê, Here, ruk hierdie man tot sy sinne. Dankie Here vanmôre dat ons niks sonder U kan doen nie. Here, ons wil niks. Ek wil sommer namens hierdie volk vanmôre verklaar. Ons wil niks sonder U doen nie. Dankie Here. Dankie Here. Dankie. Ons is gelowiges is die lote. Kyk gou links van jou sit 'n druiweloot. Elkeen het sy eie vorm. Nie een loot lyk dieselfde nie. Ander is bietjie mader, dikker, schrander, langer, maak nie saak nie. Maar kom neer op een ding. Die ene wat links of regs van jou sit is 'n loot. Sê hallo loot. Nie D nie hoor, T. Hallo loot. Jy's 'n mooi loot hoor. Ek like jou vrug wat jy bring loot. Sê gou 'n bietjie vir mekaar. Ek like jou vrug wat jy voorbring. Hallo loot. Hallo loot. Die loot het net twee basiese verantwoordelikhede. Dit is glad nie moeilik nie. Om die Here te dien is nie hierdie streng wette en hierdie ouens wat nog in die wette vasgevang is, jy moet so en moet so. Daar's twee vereistes. Laat ek nou nie goed sê wat ek nie moet sê nie. Daar's net twee goed wat die loot hoef te doen. Eerstens om in die wingerdstok te bly. Wat is so moeilik daaraan? Sorry, wat so met die mense werk? As hy ou by jou inkom in die beradingskamer, vra net van hom twee vrae. Is jy in die wingerdstok ingeloot?
Daar is jou antwoord. Nee, ek weet dit nie so maklik nie, maar just by way of speaking. 2 belangrike goed. Eerstens om die wingerdstok te bly, en tweedens om vrugte dra. Here, hierdie volk is skerp. Wat is nou so moeilik? Jy hoef niks te doen, die wees het ingeënt in die wynstok, laat toe dat sy sap, al die kromosome en wat se some ook al deur jou vloei, sodat jy die vrug kan dra. Is dit nie wonderlik nie? Onthou julle die biologie? Onthou mos daai kromosome, een of ander some wat deur van die hoofstam vloei na die lood toe. Dis al wat jy moet doen. Laat toe dat sy gees, I surrender all. Ek dink in hierdie week was daar die gedeeltetjie, die dagstukkie was, I surrender all. Wow, laat dit vloei, die vrug begin voort te kom. Die lote kan alleenlik vrug dra as dit in die wynstok bly. Kan nie sonder dit nie. En wanneer ons in hierdie wynstok ingeënt is, wat gaan gebeur? Jy neem die karakter van die wynstok aan. Jy neem die karakter van die wynstok aan, dit getuig met ander woorde, sy teenwoordigheid, die getuig, wanneer jy in die wynstok ingeënt is, getuig dit van die karakter van Christus, en die karakter van Christus dui op die teenwoordigheid van God in jou lewe. Wat is so moeilik hieraan? Wanneer jy in die wynstok ingeënt is, sal jy die volle vrug demonstreer, dat toon van die karakter van Christus en die karakter van Christus getuig van die teenwoordigheid van God, the presence in my life. I'm going to say in English so that I can also understand it. When you are ingeënt is in die wynstok. Iets wat julle verstaan dit, die Heilige Gees sal nou vir julle vertaal. Nou gaan my julle storie nou wat ek wou gesê het. It will be a testimony when I'm in the vine. When I'm in the vine, the testimony will be the character of Christ. And the character of Christ is a testimony, a demonstration of the presence of God in my life. Dis hoe maklik dit is. Is dit nie wonderlik nie? Ag, die Here is fantasties. En nou, ek gaan nou nie terug na slide 2 toe nie wat vir my gesê het. I'm not seeking the presence of God, I am the presence of God. Daai loot wat daar ingeënt is, sê nie, ek wil 'n loetjie wees, ek wil 'n druiwelootjie wees, ek wil, help my, ek wil 'n loetjie wees. Nee, ek is in die wynstok. I am the presence of God. Sien hoe wonderlik is dit, né? Ja, ons dien 'n fantastiese God. Die God van wysheid en insig, kennis, raad en sterkte. Dis wat die Gees van God doen. Ek kan nie wag die dag, maar kan dit reeds op aarde doen. I just want to embrace the Spirit of God who has sent for us to guide us in wisdom. Nou gaan ek ietsie sê wat ek baie keer hoor. Ek moet vanmôre net in die teenwoordigheid van die Here kom. Ek praat nie van die koöperatiewe teenwoordigheid nie, natuurlik. Ons kom in 'n koöperatiewe teenwoordigheid, dis 'n ander dimensie. Ek gaan glad nie nou daaroor praat nie. Maar die teenwoordigheid van die Here is 'n leefstyl. The presence of God is a lifestyle because you are the presence, you become His presence. Ek wil iets nou sê, maar ek moet dit nie sê nie. Kom ons kyk aan die laaste 2 slides. Dis hoe 'n wynstok lyk. Daar ek sien hom mooi. Wat hang aan in hierdie wynstok? Wat hang daar? Druiwe. Waarvoor is 'n wynstok bedoel? Druiwe. Niks anders nie, dit is bedoel vir druiwe. Die wynstok voed jou om sy tipe vrug te dra. Produseer daai vrug wat die wynstok vir jou gee. Kinders van die Here, ek wil vanmôre vir julle sê, julle is deel van die wynstok. Heiligmaking, sy teenwoordigheid is nêrens elders te vind nie. Nie in hierdie media doctrines, YouTube doctrines, en is goed, daar's goeie leringe, maar dit kom terug na een ding, the presence of God. Daar's baie foefies, daar's baie leringe, kom ons kom terug na die basics toe. So ons sien daai pragtige wingerd lewer vrugte voor. Wat is fout met hierdie volgende? I said enough. I said enough. Jy kan nou jou eie preek uitwerk. 'n Truksvy is 'n truksvy. Ons kan baie goed sê, jy's nou 'n truksvy in my lewe, man. Jy's so 'n truksvy so in my broeksak. Ek hoef niks verder hier te sê nie. Iets werk nie hierso uit nie. Iets maak nie sin nie. Ek kan loop, dis hoekom ek sê, ons kan foefie sê, kalabashukutu, ja, ek kan al hierdie goeders doen. Maar as hulle my vrug kyk, en hulle sien 'n truksvy,
Hey my broer, jy's 'n truksvy, jy hoor. Kom aan mense, hierdie is mooi waarhede. Ervaar jy dat daar's geen judgment van die Here vanmôre nie. Hy wek dit net by jou op en sê, my kind, dis waar ek jou wil hê. Hier's nie 'n pak slaaf wat ek vanmôre uitdeel nie. Ek bring vir u waarhede wat ons moet oor gaan dink. Daar's nie 'n mengsel, wanneer die vrug van die Gees demonstreer, is daar nie 'n mengsel van bietjie goed en bietjie sleg nie. Wat is dit? Dis die volle vrug van die Gees. Kom ons raak ontslaaf van daai vye wat nog aan jou wingerdstok is. Kom ons raak ontslag die truksvye, wat ook al ons daar kan sit. Maar die truksvye is my eintlik nou 'n baie goeie demonstrasie vir oggend. Ek sluit af met die volgende: die loot wat aan die wynstok geheg is, kan nie weier om die wynstok se tipe vrug te dra nie. Jy is bedoel om vrug te dra. As jy in daai wynstok in sê, kan jy nie sê, ek weier om druiwe te dra nie. Jy kan nie. As jy jou vel ten volle gesurrender het, dan kan jy nie weier nie. Jy moet daai vrug moet jy demonstreer. As ek gou vinnig terug na die vorige vers toe gaan. Vers 3, dis wat my so opgewonde maak. Every branch in me that does not bear fruit takes away. Maar die Here begeer vir jou heiligmaking. Nou kom die landbouer wat die Vader is. Every branch that continues bear fruit. So dis 'n aksie, né? He repeatedly prunes so that I will bear more fruit. Jy kan nie arrive alive nie. Ek het nou die vrug, almal is gelukkig. Ek het vir die pastoor almal gewys, ek het die vrug, nou is ek gelukkig. Nou lag, nou sê die Vader, ek is nog nie klaar met jou nie. Jy het maar nou eers begin. He repeatedly prunes so that I will bear more fruit, richer and finer. Met die oog op 3 dinge. Hoekom hy jou proen? Heiligmaking. Ons streef na heiligmaking, dat die kwaliteit van die vrug sal verbeter. Joy net meer word, liefde net meer word, patience net meer word. En dit getuig sodat die teenwoordigheid van God in 'n toenemende mate gedemonstreer kan word in jou lewe. Dis die gedagte wat ek vanmôre met u het om te deel. En ek weet dat die Gees van die Here imparteer dit aan harte, dat dit tuis gebring en ons gaan anders kyk na die vrug van die Gees. Om op te som, die Vader begeer om met jou verhouding te hê. Daar waar jy sy gesig nie gesien het nie, draai sy gesig na jou toe. Daar waar dit net altyd was vir die hand, Here, ek wil net u hand sien, ek gee nie om nie. Sê vanmôre nee, ek draai my gesig na jou toe, I turn my face towards you. It's not about my hand, because I desire intimacy with you. I will help you to get to that intimacy. I will pour out my Spirit into your life. And the result of pouring out my Spirit into your life, you will have the fruit of the Spirit. And my child, in order to demonstrate the fruit of the Spirit and to grow in the fruit of the Spirit, I take you to my son, the vine. Ek gaan jou inent. Ek soek nou heeltyd 'n woord van inent in Engels. Help my gou julle Engelse mense. Crafting, okay. Inoculate, iets van daai aard. Maar julle verstaan. Dan kom en hy sê, ek gaan jou inent in my seun, sodat jy die vrug kan dra. Kan ons hierdie God net 'n goeie hande klap gee en sê dankie, dat u dit vir ons moontlik maak.